Ek sit nou vanoggend hierso in my kar. Ek het my oudste gebring om sy bestuurderslisensie sy leerlinglisensie te kom skryf. En ons het vanoggend ons saam met hom gebid vir kalmte en rustigheid en dat die Here vir hom helderheid van verstand sal gee en dat dit wat hy geleer het dat hy dit sal kan deurgee. En dit was vir my opmerklik vanoggend om net te sien hoe kalm en rustig hy is. En dit is sy temperament. Hy kan lekker kwaad word en frustreerd raak, maar as hy gedruk word. Maar oor die algemeen is hy regtig baie kalm en baie rustig. En dit is sy temperament. En dit is wonderlik. En ek sit vanoggend net hier in die kar en ek dink by myself, hy word nou 18 einde van die maand. Letterlik, môre oor 2 weke word hy 18. En veral as 'n mens 'n kleintjie het, 'n toddler het, 'n peuter het. Hy seker nou amper kleuter op pad. Om dan te gaan en, jy weet jy, daai twee uiterstes van 'n skoolverlater, 'n young adult amper, en dan, jy weet, 'n kind wat weer totaal en al afhanklik is van jou. En is vir ons as ouers, afhangende van ons temperamente ook, is dit vir ons baie keer maklik of moeilik om sekere fases in ons kinders se lewens te hanteer. As jy 'n ouer is wat daarvan hou om beheer te vat en dinge gedoen te kry, dan gaan sekere fases vir jou so bietjie moeiliker wees waar jy moet oorgee. Waar jy moet besef, okay, ek moet nou 'n bietjie terugstaan. Ek het vir my kind die K53 boek gekry. Ek het hom herinner nou en dan om te leer, maar nou moet hy self leer. Ek kan hom vat om sy afspraak te kan maak, sy boeking te maak vir die toets, en ek kan hom bring om te kom skryf, maar hy moet dit skryf. So, en my temperament is van so 'n aard dat ek kan charge vat. Ek is nie 'n beheerfreak nie, maar jy weet, dis veral as ek sien iemand, ek weet nie of hulle het reg doen nie. En dan moet ons as ouers net terugstaan en sê, as my kind gesê het hy het geleer, dan moet ek sê, goed, ek kan alles in my vermoë doen. So ek gaan nou gou in my kar sit en net 'n bietjie stil raak en net nog vir my kind bid, dat hy sal kalm en rustig bly, vir hom goeie raad gegee, sukses saam gebid, en nou is dit in sy hande. So, ek hoop hierdie stukkie beteken iets vir iemand anders.